Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Maandag die 27ste April 2026. Hierdie week gaan ons 'n bietjie stil staan by verskillende verse in die Bybel wat te doen het met stene, klippe, of selfs klipstapels. So, om by hierdie onderwerp uit te kom, moet ons half net eers 'n bietjie terugtrap tot in die Ou Testament en miskien net vandag begin by Exodus. Exodus 31 vers 18. Maar nou voor Exodus 31 by Exodus 20 het God dieselfde gedoen. Nou hier by Exodus 31 vind ons dan nou 'n herhaling van wat in Exodus 20 gebeur. En ek gaan net een vers daai lees, want dis die bekende gedeelte waar die wet aan Moses gegee word. Die 10 gebooie wat ons so goed ken, en ons gaan nie vandag oor die 10 gebooie is 'n inhoud gesels nie, maar oor die feit daarvan. Nou, in Exodus 31 vers 18 lees ons: Nadat die Here op Sinaï berg met Moses gepraat het, het hy die 2 plat klippe met die getuienis daarop aan Moses gegee. Dit is die plat klippe waarop God met sy vinger geskryf het. Nou, ek dink daar is min dinge in die Bybel so indrukwekkend soos hierdie oomblik. God skryf self. Nie deur 'n profeet nie, nie deur 'n koning nie, nie deur menslike wysheid nie. God skryf met sy eie vinger op 2 kliptafels. En in 'n wêreld waar alles verander, gee God iets wat vas staan. In 'n tyd waar mense hulle eie waarheid skep, gee God sy waarheid. In 'n samelewing waar waardes skuif so sand, gee God woorde geskryf op klip. So hierdie 2 kliptafels met die 10 gebooie op, simboliseer meer as net wette. Dit wys vir ons dat God se waarheid nie tydelik, veranderlik of onderhandelbaar is nie. Dit is blywend. Dit is soos wanneer 'n mens met 'n klip sou werk. Dit is hard, dit is seker en dit is daar. Die interessante ding is, die kliptafels begin nie by klip nie, maar eintlik by God wat praat. God openbaar homself. Hy laat nie die mens in duisternis ronddwaal nie, hy gee vir hulle rigting, wysheid en orde. In 'n moderne wêreld waarin ons leef, sou ons maklik aan hierdie kliptafels sou kon dink as die riglyne vir die lewe. En as ons aan ons paaie dink, dan is daar gewoonlik randstene aan die kant van paaie. En randstene word daar geplaas om aan die een kant te sê dit is die rand van die straat of die pad, om aan te dui dat daar 'n grens is, maar dit is ook gewoonlik hard en duidelik, sodat dit waar die pad gebou is, dit vir baie lank so sal kan bly. So die 10 gebooie was nie gegee om mense vas te bind nie, maar om hulle eintlik vry te maak. Israel het uit Egipte gekom, uit slawerny en chaos en onderdrukking, maar nou leer God hulle hoe vry mense moet leef. God kon dit natuurlik op ander maniere laat skryf het. Leer of hout, maar hy kies klip, want klip dui op stewigheid, duursaamheid, betroubaarheid, onveranderlikheid en uiteraard ook op gesag. En wat God sê, is duidelik nie net vir een seisoen bedoel nie. Dis nie 'n modegedrewe of kultuurafhanklike iets nie. Dis asof die feit dat dit op klip was, sy waarheid wou standhou deur geslagte heen. Mense kies idees wat kom en gaan, en filosofieë verander. Samelewings herskryf hulle norme, maar wat God skryf, bly. En dit word bevestig deur die feit dat hy dit op klip gedoen het. Here onse God, mag ons in hierdie enkele vers en u handeling sien hoe dat u vir ons vas en seker, soos woorde op klip, u riglyne vir die lewe wou gee. Mag ons daarin
sekuriteit vind, maar ook rigting en vastigheid. Ons bid dit in U naam, in naam van ons Here Jesus Christus. Amen.